Wees almal gegroet in die naam van Jesus Christus. Baie welkom by ons. Die onderwerp wat ek vandag wil aanraak is mense wat dinge probeer aanpak sonder enige kennis. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gee. Dit is kinders wat kinders probeer kry en babas probeer grootmaak as volwaardige volwassenes. Mense wat kwalifikasies koop sonder enige ondervinding en sonder enige kennis van dit waarvoor hulle die papiere koop. Maar kry mens ook mense wat hulle bestuurslisensies koop. Hulle weet nie hoe om te bestuur nie, maar hulle koop daai kaartjies en hulle probeer veiligheid op die pad waarneem. So kan ek 'n baie lang lys maak van dinge wat mense aanpak sonder enige kennis. Dit is mos vandag die vinnigste, die maklikste manier. Mense wil bo begin, maar hulle wil nie die ondervinding opdoen om regtig dinge ordentlik te kan doen nie. Daar's 'n voorbeeld in die Bybel ook van tekort aan kennis. Ek lees vir julle die skrifgedeelte, Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my 'n priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Sluit asseblief almal se oë. Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ek het om die woord te verkondig. Ek vra dat U die Heilige Gees sal uitstuur na elke persoon wat hierdie boodskap sal aanhoor, dat U die Gees elkeen se hart sal voorberei vir dit wat U vir my gegee het om te spreek. Ek vra dat U die boodskap se woorde sal gee en dat dit nie my woorde sal wees nie. In Jesus se naam. Amen. Amen. Die eerste punt wat ek vanoggend wil stel is God gee ons 'n opdrag om sy woord te versprei. Die skrifgedeelte wat ek daar gebruik is Matteus 18 vers 29. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hierdie skrifgedeelte is 'n opdrag. Ons mag dit nie verontagsaam nie. Ons moet 'n persoonlike ondervinding opdoen met die God, ons lewendige God. Ons kan dit nie deur iemand anders te doen nie. Dit moet ons eie ondervinding wees. Ek kan nie met 'n ander persoon se getuienis rondloop nie. Dit gaan nie werk nie. Ek moet eerstehandse kennis opdoen van hoe God in my lewe werk. As ek dit nie doen nie, dan verontagsaam ek hierdie hele skrifgedeelte. Want dit sê duidelik, ons moet heen gaan en ons moet aan al die nasies gaan verkondig. En as ek nie weet hoe om iets te doen nie, hoe gaan ek vir ander mense vertel hoe om iets te doen? Die tweede punt wat ek vanoggend wil maak is verkondig die woord tydig en ontydig. Die skrifgedeelte wat ek daar gebruik is 1 Timoteus 4 vers 2a. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Ons mag nie wag vir die regte tyd nie. As ons daarvoor gaan wag, gaan dit nooit gebeur nie. Ons moet enige tyd, enige plek sy woord gaan verkondig. Ons moet dit verkondig wanneer ons opstaan, wanneer ons gaan slaap en alles tussenin. Ons mag nie vergeet daarvan nie. Ons moet ons hele lewe 'n advertensie maak vir God. Ons leefwyse moet vir die mense om ons wys dat ons God, die lewendige God in ons lewe het. Dat hy deel van ons lewe is. Ja, ons gaan foute maak, maar deur die manier hoe ons dit hanteer, kan ons advertensie wees. En almal gaan weet, ons is kinders van God. Die derde punt wat ek vanoggend wil maak, die woord van God, Christus, is die enigste weg en die waarheid, geen ander nie. Die skrifgedeelte is Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Alleenlik deur Christus Jesus kan ons by God uitkom. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Ons kan nie sê hy bestaan nie. Hy het mens geword. Hy het vir ons 'n leefwyse kom toon hier op aarde, 'n voorbeeld wat ons kan volg om te sien hoe ons dinge moet doen. Ons gaan nie kan doen soos hy doen nie. Ons probeer maar net daai voorbeeld volg. Maar so ver as wat ons dit probeer, gaan ander mense dit raak sien. En hulle gaan besef, maar daar's iets anders in ons wat hulle nie verstaan nie. Die Bybel
is 'n lewendige boek. Dis nie 'n dooie geskiedenisboek wat ons moet uit ons kop uit leer nie. Soos wat ons dit regtig gebruik, gaan ons voel dit is deel van ons lewe. Dit is hier binne-in. Ek kan dit nie uit my lewe uithaal nie. Dit moet deel word van my. Ek moet 'n getuienis uitleef met dit wat ek in haar lewendige boek lees. En daar soos as skrifgedeelte sê, Jesus Christus is die waarheid, hy is die weg. En ons vind hom in die Bybel. Ons gaan hom nie iewers anders vind nie. Hy is in die Bybel en ons moet ons Bybels gebruik. Ons moet hy kennis opdoen. Ons moet sien hoe hy dinge gedoen het. Ons moet nie hoor by die pastoor en by die ander mense daar by die kerk of die mense wat ons saam met ons op pad stap nie. Ons moet persoonlik in die Bybel gaan navorsing doen om te kyk hoe Christus dit gedoen het. Daai lewendige boek kan ons nie van hom af verwyder nie. Hulle is as een. Nou, ek het nou 3 punte hier genoem vandag. Die eerste punt is, God gee ons die opdrag om sy woord te versprei. Dis 'n opdrag. Die tweede ene, verkondig die woord tydig en ontydig. Nie partykeer nie, maar altyd. Die derde punt, die woord van God, Christus Jesus, is die enigste weg en die waarheid. Met daardie 3 punte in ons lewens, as ons dit begin toepas, as ons dit 'n passie maak binne in ons om dit uit te kan leef vir die ander mense, dan gaan ons sien hoe ons lewens verskil van wat ons voorheen geleer het. Nee, mense sal dit moet raak sien, dit kan nie anders nie. Dit moet deel wees van ons, sodat ons vir Christus 'n voorbeeld kan wees. Want ons lewe moet deel wees van God. Ons moet fokus op hom. Sluit asseblief julle oë. Jesus Christus, help asseblief dat hierdie woord uitgegaan het, op goeie grond sal val, dat dit sal vrugte dra en mense se lewens sal verander. Dankie Here Jesus. Amen. Amen.